woord inval, wil ek sommer net daar vir die agterste kamera ook kyk en net ons aanlyn gehoor verwelkom. Dit is vir ons lekker dat julle, selfs al is julle op vakansies, dat julle inskakel en dat julle die diens saam met ons meemaak. Dit is vir ons regtig 'n voorreg en mag jy ook net God se seën beleef daar waar julle is. Kom ons gee sommer vir ons aanlyn gehoor, sommer dat 'n lekker hande klap. So ons het nou so deur 'n reeks gekom, staan vas en ons het 'n bietjie gepraat oor 'n paar uitdagings en vandag begin ons met 'n nuwe proses of 'n nuwe reeks in so 3 weke wat ons net bietjie wil gesels rondom plant of geplant, groei en vrug. Nou, ek weet nie wie van julle nou groen vingers het nie. Ek kan met trots sê dat ek het nie. So ons, maar ek kan wel vir julle dit sê, dat ek weet hoe lyk 'n mooi tuin. So my oom, hulle weet presies hoe, hulle tuin is fantasties, is mooi in mekaar gesit, en is altyd so vreugde om daar te gaan en sê, oh wow, kyk hoe mooi lyk hierdie, en dit is so mooi groen, en daar is diepte en hoogte en teksture, en daar is kleure, en dit is eintlik net so mooi uitgewerk, en so mooi beplan en aan mekaar gesit, en so maar ek kan dit net nie sien nie. Ek kan sien, hier is 'n stukkie grond en kom ons plant ietsie en dit is min of meer so ver dit vir my gaan, of dit gaan sin maak en of dit gaan uitwerk en of wat ook al. Dit kan ek nou nie vir julle sê nie. Maar die plantdeel is altyd die lekker deel, nê. So dit is om iets in die grond te druk en dan dink ons dis waar dit eindig, en op die einde van die dag is dit nou nie eintlik die begin, nee, so want hy moet nou gewater word, en daar is sekere prosesse wat jou tuin moet deurgaan, dit wat jy geplant het nodig om water te kry, daar's goeders wat moet gebeur. So dis altyd maar deel van, maar net van daai proses. Nou, dis net so simpel storie van ons, omdat ek nou nie noodwendig die tuinmaak tipe is nie, is kom maar toe nou julle weet hierdie ouens wat hier in die straat loop, en dan verkoop hulle maar goedjies aan jou, en nou die dag loop daar toe nou ou verby, dis so 2 jaar terug kan ek sê, en hy sê, meneer, ek verkoop bolle, nou ek weet nie of julle al van daai ouens gekry het nie, nee? En ek is soos, hier is die geleentheid, ek gaan nou ons tuin lekker vol maak en alles, en ek vat hom bietjie deur, en hy sê, ja, nou het hy so 'n boek aan wys, hy sê, ja, hier kan ons dit plant, ek sê ook, hierdie plantjies is kort, en ons kort iets bietjie langer, en hy sê, ja, hierdie, en ek sien net mooi blomme en lang plante, en dit is eintlik net so mooi, en ek is net so opgewonde, 2 weke later, daag hy daar op met al die bolle, so hy het nou vir ons bolle gebring, en hy gaan hulle nou vir ons kom plant, en luister, ek sal laat jy weet, dit was 150 bolle gewees wat ons daar in die tuin geplant het, dit het my 'n pretty penny gekos, dit was nogals 'n redelike duur ekskursie gewees, wat hier is bietjie bely, maar ek het nie aanvanklik vir Marie gesê wat hierdie besigheid gekos het nie, maar ek het net gesien, die tuin gaan vol wees en dit gaan mooi wees, maar nou ja, dit was hier in Augustus, ons het water gegee en ons het ons beste probeer. In elk geval, die tuin lyk nou nog dieselfde, as wat dit nou gelyk het, hier en daar het daar 'n ding of 2 opgekom, maar die wat ons gedink het groot gaan wees, is nou klein, en dit lyk nou so 'n bietjie uitpas uit, maar ons gaan dit nou nog regmaak. Die lank en die kort is dat daai proses van plant en water en groei is net so 'n belangrike deel van proses of deel van ons lewe in terme van net wie ek en jy is, en ek dink ons almal het daai geleentheid of het nodig om daai geleentheid aan te vat om te sê dat ons wil geplant wees. Ons het nodig om ergens geplant te wees sodat ons die water kan kry, sodat ons in 'n staat is of in 'n omgewing kan wees waarin ons groei kan beleef. So, en oor die volgende 3 weke gesels ons dan uit die aard van die saak, gesels ons dan net daarvan. So, en ek dink meer spesifiek in terme van geplant te wees, meer spesifiek praat ek vanoggend, dalk ook geplant te wees in die huis van die Here. En ek dink dit is so Bybels, en die Here kom, en die woord kom daag ons baie uit, en sê dat wanneer jy geplant is in die huis van die Here, dan lees ons daarvan dat daar 'n tipe seën, daar is 'n genade wat op my en jou rus, wanneer ons geplant is net in die huis van die Here. So, jy kan dalk vir my sê, maar Barend, ek kom dan so elke nou en dan kerk toe, ek is dan by deel van 'n klein groep, en ek skakel so elke nou en elke nou en dan skyn ek, gewoon ek dan my selgroep by, en of 'n klein groepie by, maar die vraag vandag is, wat ek jou wil vra is jy geplant, en soos ek sê, meer spesifiek, is jy geplant in die huis van die Here?
So ek wil na 'n Psalm kyk en in Psalm 84. Nou Charles Spurgeon verwys na hierdie Psalm as die parels van een van die parels van die Psalms. So ons almal het gunsteling Psalms en Psalm 23 is dalk een van hulle. Die Here is my herder en ons almal ken daai. Daar's 'n ander Psalm 37 wat dalk vir my spesiaal is en hy sê verlustig jou in hom en hy sê die begeerte van jou hart gee. Psalm 119, as jy deur Psalm 119 gaan, praat dit van die waarheid net en hoe exciting, hoe prakties dit net is om in die woordtyd te spandeer en hoe die woord jou net kan opbou. Maar Psalm 84 is een van daai parels wat ek nou kan verwys, wat spesifiek ons kom uitdaag en sê dat ek en jy nodig het om geplant te wees, om in te wees. So ek lees vir jou daai van vers 5 tot 8 en dit sê, dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. En hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur dorre laagte trek en die droë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. So daai eerste skrif in Psalm 84 vers 5, in die Engels is dit vers 4 tot 7, in die Afrikaans in die 83 vertaling is dit 5 tot 8. So die eerste skrif daarso in Psalm 84 5, dit sê dit gaan goed met die mens. Luister gou, dit gaan goed met die mens vir wie u huis 'n tuiste is. So hy kom daag ons uit en hy sê, en hy begin nie die woorde met, luister, jy moet dat hierdie 'n tuiste is, want dan gaan dit met jou goed gaan. Hy sê, dit gaan goed met die mens, waar u huis, vir wie u huis 'n tuiste is. En daai woord tuiste is eintlik so groot woord, dat ek dink ons partykeer net so oor vlieg. Jy weet, in die Engels sê hierdie skrif, blessed are those who dwell in your house. Blessed are those who dwell in your house. En nou Shakespeare mag het dalk baie fancy, blessed are those who dwelleth in your houses, dink ek. Okay, dit was die beste wat ek kon doen. Maar, so die woordjie in tuiste, sy huis jou tuiste maak, dwell is dieselfde woordjie, en dit is so belangrik vir my en jou om in hierdie skrif te verstaan. So dis lekker om te hoor dit gaan goed gaan, maar ek dink dit is so belangrik vir my en jou om te verstaan, wat beteken daai woordjie dwell, to dwell in your house, om u woning my tuiste te maak. So, ek dink, so rukkie terug, toe moes ek praat by 'n Bybelskool, nie ons Bybelskool, dis 'n ander Bybelskool gewees, en hulle sê toe, ek moet 'n woord deel, en die enigste woord wat in my kop kom, is die woordjie bly. En nou ja, ek moes toe nou kreatief raak, want dit is nou al wat ek het, is bly, en dit draai toe nou ietsie soos dit uit, is dat die woordjie bly het so amper 3 in my kop, 3 betekenisse. Die eerste een is bly, dis om opgewonde te wees, om vrolik, om vriendelik, om bly te wees. So, is to have joy, so dis die eerste betekenis, en dis eintlik wat hy sê dit gaan goed met die mens, so dit praat vir my so 'n bietjie van die woordjie bly, dis om bly te wees, en so aan, en dan is dit ook die woordjie bly, en dit laat my amper dink aan Handelinge 1, wat die disippels, hulle het gaan bly daar in die bokkamer en gewag. So dis amper as die woordjie bly beteken om te wag. Dit is wanneer ons vir Frikkie, ons het nog gepraat van Frikkie, dis ons worshond, wanneer ons vir Frikkie sê, Frikkie, bly, dan beteken dit, wag net 'n bietjie, moenie nou beweeg nie, wag net gou 'n bietjie. So en partykeer dan, wanneer ons hierdie woordjie tuiste kry, en ons dink aan in terme van dwel, dan dink ons dit is wat dit is. Dit is soos, jy kom en jy gaan 'n rukkie wag, en dan gaan jy weer aangaan met jou lewe, en dis eintlik nie, want daar is 'n ander deel, 'n ander betekenis van die woord bly, wat ek by jou wil tuis bring vandag. En dit is die woordjie, of daai woord bly, wat sê dat, hoorie, bly hierso, trek in, is kom pak alles uit, kom set jouself op in hierdie omgewing, in hierdie spasie, want wanneer binne hierdie spasie is waar jy gaan leef. En ek dink dit is wat hierdie skrif vir ons probeer sê, wanneer hy sê dit gaan goed met die mens wie u huis 'n tuiste is. Dis om op daai plek te kom, wanneer dwel 'n plek is waar ek myself kom vestig, waar ek huis kom maak, of waar binne ek gaan kom bly. Nou die woord dwel, of die woordjie tuiste, in Hebreëus beteken letterlik dit beteken om te sit. En is amper die prentjie van, dis nie 'n tydelike plek nie, dis 'n permanente plek. En ek wil hê, as daar een ding is om jy huis toe gaan, is dat jy moet weet, is dat wanneer ons daai skrifgie dwel, wanneer ons daai lees, u tuiste,
dat ons sal besef dat dit is 'n permanente plek waar binne in ek bly. Dit is amper soos om getrou te wees, dit is amper soos 'n huwelik, en 'n huwelik werk so. 'n Huwelik is nie ietsie dat, nou bly ons saam, en nou is ons in ons huis, en nou is ons een, en nou is ons saam, en dan gaan ek werk toe, maar nou is ek alleen, en nou is ek nie meer getroud nie. Ek weet nie of dit sin maak nie. Dat jou status is nog steeds getroud. Dit maak nie saak waar jy jouself bevind nie, maar dat die teenwoordigheid, dat daar ietsie van 'n permanentheid net in hierdie woordjie vir jou sal wees, is, dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. Dat jy daarin sal bly, blessed are those who dwell in your house. Dit is 'n plek waar ek en jy in vas staan, en ons nie vanaf beweeg nie. So, in Psalm 92 vers 13 en tot 14, hy sê, die regverdiges sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders op die Libanon. En hy praat van soos palmbome. Hy sê hy sal sterk wees soos palmbome, soos hoë seders in Libanon. Wat beteken dit? Praat van 'n gevestigheid. Dit praat van dat jy vas is. Dat dis nie ietsie van jy's daar en dan is jy nie meer daar nie, dan gaan jy terug. Dis ietsie wat vas is, nee. En dan sê hy, hulle vind hulle krag in die huis van die Here en groei op in die tempel van ons God. Hulle vind hulle krag juist daar. Dit is daar waar hulle gevoed word, nee, waar hulle krag vind. Die Engelse vertaling, hy sê, they are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of our God. Is dat wanneer jy geplant is in die huis van Here, is juist daar waar jy groei. Dis juist daar waar jy flourish. Dis daar waar jy voeding kry. So ek het so 'n illustrasie, en die illustrasie is nou eintlik maar so redelik eenvoudig. Ek het in die eerste diens gevra, wat noem mense die plant, en toe is dit blykbaar 'n ficus, nee. Dis mos dit, nee, Adri? Okay. Sy naam is ficus, okay, so ficus is hier in 'n pot, en ek dink partykeer, dan dink ons, daar's hy ficus, dit gaan goed met ficus, want hy is in die pot, maar om vir jou te verduidelik dat ficus, en hy het sy wortels, nee, en sy wortelstelsel is juist daar, is dat hy's hier en hy's hier. en dit praat van kan hy moontlik sy voedingsstowwe en alles hier uitkry, en om vir jou te wys is dat ficus is los in die pot. En ek dink dis juist vir daai skrif vir ons kom sê, is wanneer ek praat van, amper dogigheid val om. Dit is nou baie simbolies geweest as hy omgeval het, nee, want as hy nie geplant is, kan hy potensieel omval. Dat as jy geplant is in die huis van die Here, is dit juist dit, is dat ons geplant is teenoor om geposisioneer te wees. En ek dink baie keer, so wanneer ons nou vir ficus hier sit, dan het ons nou vir ficus geposisioneer in die pot. Nou ficus kan dit dalk maak, ek weet nie vir hoe lank nie, maar hy kan dit dalk maak in die pot, nee, deur die feit dat hy geposisioneer is. Maar ek dink wanneer dinge gaan begin taaf raak, en begin moeilik raak, en daar kom dalk 'n bietjie 'n wind of 'n storm, of daar kom dalk ietsie, dan weet ek nie hoe stabiel ficus in die pot gaan wees nie. Want jy sien, hy is net geplaas, hy's geposisioneer net hier in die pot. As die pot so klein bietjie skeef gaan, dan gaan ficus nou ongelukkig uitval. So as ek hom nie gaan plant nie, dan het hy nie die potensiaal om sy voedingsstowwe en sy voedingsware om te kry, dit wat hy nodig het, sodat hy nou kan oorgaan na die volgende fase, kan oorgaan om te groei nie. En ek dink partykeer, wanneer ons dink in terme van die huis van die Here, dan raak die huis van die Here vir ons 'n plek waar ons nie geplant is nie, maar waar ons geposisioneer is. Dit raak 'n plek waar ons elke nou en dan, soos die tweede bly wat ek van gepraat het, waar ons verby beweeg en ons is daar, en dan is ons uit. Wanneer dit goed gaan, dan kom ons en ons kan kom juig en ons kan getuig net van hoe goed dit is. En ons is weg. Wanneer dit swaar gaan, dan is ons terug en ons kan kom gebed kry en ons kan kom deel wees hiervan en dan is ons weg. Wanneer ons bemoediging nodig het, dan is ons hier en dan is ons weg. Maar wanneer ek en jy geplant is, dan staan ons vas. Dis wanneer storms kom en dinge moeilik gaan, dan is ek en jy nie geposisioneer nie, dan is ons vas in sy teenwoordigheid, vas net in sy huis. So daar's 'n verskil vir my en jou, of daar's 'n verskil vir ficus om net in die pot te wees, en daar's 'n verskil om geplant te wees. En hy gaan moontlik oukei wees. So ek gaan sommer, terwyl ons nou praat, gaan ek sommer vir ficus
sommer plan, want sien nou Fikus lyk nie meer so lekker nie, sien julle, hy's okay, en hy's mooi groen, en hy doen die ding, maar ons wil graag hê Fikus moet vas wees, nee, ons wil graag Fikus, ek gaan lekker mors. Nou, hoe lyk dit in hierdie omgewing, wanneer ek en jy nie meer net geposisioneer is nie, maar waar ons geplant is? Hoe lyk dit wanneer ek en jy nodig het, omdat wanneer ons in die huis van die Here, dit nie 'n plek is waar ons elke nou en dan net by kom stil staan, in ons harte, en in ons vrede, en in ons vreugde, net 'n plek is waar ons elke nou en dan net kan kom besoek nie, skies, soos julle weet, ek het nou nie groen vingers nie, dit het ek nou al gesê, maar ek dink hierdie ouetjie, ek dink hy gaan dit maak. So ek check nou, hy staan hy lekker, sien? Ou Fikus, ek dink ou Fikus gaan goed gaan. Ons gaan hom week by week 3 gaan ons hy gaan net so groot staan soos hierdie. So dit behoort okay te wees, of dit kan potensieel okay wees vir hom om net geposisioneer te wees, maar ek dink die skrif kom daag ons regtig uit, en hy sê dat ek en jy het nodig om geplant te wees. Hy sê dat ek en jy het nodig om in sy huis 'n tuiste, of sy huis 'n tuiste vir my en jou te maak, dat ons nodig het om te bly, so that when we dwell in the house of the Lord, is dat ons sal dwel, dat ons het ons 'n permanente woning, dat dit nie 'n tydelike ding is, dat dit soos 'n huwelik sal wees en sê, maar ons kan nie skei nie, ek is nie vandag deel en môre nie deel nie. Dat wanneer dinge moeilik raak en wanneer dinge kom, dat ek en jy kan vas staan. En hoe die proses lyk is dat ek dink in ons gemeente, is dit om as gelowiges by mekaar te kom. Is om in die huis by mekaar te kom en om God te kan aanbid saam. Is om ons getuienis met mekaar te deel. Dit is om in groepe by mekaar te kom en met mekaar te deel wat gebeur. Een van daai geleenthede waar ons net voedingsstowwe in ons lewe kan kry, is dat ons het 'n Bybelskool, Hello Truth, en daai inskrywing sluit binnekort. Maar dat ons deels van Hello Truth en dat ons geplant is om deel te wees van hierdie ekosisteem waar binne ons voedingsstowwe kan kry, sodat ons kan groei en op die einde van die dag die doel kan bereik, dit wat God deur my en jou wil bereik. Dis hoekom dit vir my en jou so belangrik is. En wanneer ons verder lees in 84, dan sê hy, hulle hou nie op om u te prys nie. Hulle hou nie op om u te prys nie. Nou wonder ek net hoe, want ek dink tog, as ons hier by mekaar kom, dan is dit die logiese ding, is dat ons gaan die Here prys. Dis wat ons doen by die kerk, ons het 'n lekker worship team hierso, en ons maak lekker musiek, en ons prys hom, en ek dink nie dit is waar hierdie skrif na verwys nie. Ek dink hy verwys hierso, dat wanneer ek en jy in die huis van die Here is, wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, wanneer ons dit ons tuiste, ons vesting kom maak, dan kom ons op 'n plek waar ons sien hoe God werk. Dat ons op 'n plek is en ons maak onsself oop om sy stem te hoor, om getuienisse te hoor, wat ons gehoor het net van Isabie vanoggend. Dan maak ons oop om te hoor en te sien hoe hy werk en waardeur hy werk. Ons maak ons eie lewe oop, sodat hy deur my en jou, of in my en jou eers, en dan deur my en jou, dat ons kan werk. En luister, wanneer ons daai getuienisse begin beleef en sien, wanneer ons aangaan, wanneer ons geplant is, en ons die nutrients, die voedingsstowwe, ons lewe kom verryk en ons lewe kom verander en ons kan groei en ons lewe beleef, dan dink ek, die natuurlike uitvloei daarvan, is dat ons hom gaan prys. Dan raak prys nie my werke nie, dan is nie omdat die worship team ons opgewonde maak en nou doen ons dit en ons geniet dit en dit is nou lekker nie, maar omdat my getuienis, die stand van my hart, is besig om natuurlik hom te prys. Hoekom? Want ek en jy, we are planted in his house. Ons is geplant. Sy huis het vir my en jou 'n vesting, 'n tuiste net geword. So is jy geplant. So kom jy hiernatoe met 'n verwagting. Is jy geplant en kom jy reg om te ontvang? Is jy op 'n plek waar jy kan sê dat in die huis van die Here, in sy huis, wil ek kom wortel skiet, sodat dit wat hy vir ons instoor het, die nutrients, dat hy dit vir my en jou kom gee. En ek dink ons as gemeente, en ons is die plek waar ons wil kom skep, om te sê, die huis van die Here is hier, sodat jy 'n omgewing kan kry, waar binne jy kan groei. Jy sien as Fikus nie geplant is nie, en Fikus val per ongeluk uit, het hy die omgewing verloor, waar binne hy kan groei.
En dit is belangrik dat hy geplant moet wees, sodat hy wortel kan skiet, om te kry dit wat God net vir hom ook instoor het. En dan maak die skrif so waar, nee, dit gaan goed. Dit gaan goed met die mens, met wie, vir wie jy huis 'n tuiste is. Dit gaan goed met die mens vir wie jy huis 'n tuiste is. Punt nommer 2 is, daar is krag, wanneer jy geplant is in aanbidding. Psalm 84 vers 6, hy sê dit gaan goed met die mense, wat hulle krag in U vind, en graag na U tempel toe gaan. En ek hoop jy hoor, net soos daai eerste woord in vers 5 so belangrik is, 'n tuiste is, 'n dwelling place is ek dink so belangrik, dat ons hierdie woord moet sien in. So daai woord in, maak dit eintlik so belangrik, want hy sê, dat ek krag in U vind. Nie by U vind nie, maar dat ek my krag in U vind. En ons vir my 'n redelike duidelike onderskeid tussen goed is daar en ek is hier en nou het ek krag nodig en dan bid ek en ek vra hom en dan kom gee hy my krag en dan gaan dit weer goed vir 'n ruk totdat ek môre weer krag nodig het en dan kan ek sê maar ja, ek het net weer nodig dat hy my net weer moet kom vul. En ek dink wat hierdie sê is nie krag by nie. Dat ek nie krag van hom ontvang nie, maar dat my krag binne in hom is. Jy sien, is juist blessed are those who dwell in the house of the Lord, dat daar 'n eindresultaat is, dat wanneer my krag net in hom is. Dit beteken nie dat ons krag ontvang nie, maar dat jou krag in hom is, dat jy krag vir hom kan gee, dat jy gee om jou beste, sodat hy jou kan seën. Jy wil van God ontvang, en al wat hy van ons begeer, is net verhouding. Is juist dit, dat wanneer ek net vertrou vir krag, en vertrou vir seën, dat daar nie, potensieel nie verhouding is nie. En dis heeltyd 'n vraag. Maar wanneer my krag in hom is, dan is dit dat daar is 'n wisselwerking. Dat ek gee alles wat ek het, gee ek vir hom. En wat hy doen is hy kom gee my en hy kom seën my, soos wat die skrif vir ons kom sê. En ons het nodig om daai krag wat ons het, dit wie ons is, in hom te kom plaas, sodat ek hierdie onuitputbare bron van krag het. Ek dink dis juis wanneer ons geplant is in aanbidding, wanneer ons geplant is in hierdie verhouding wat ek net met hom het. Wanneer ek geplant is, en die van julle wat nou laasweek Sondag hier was, is daai aanbidding wat worship is, om werd te ag. Is juis wanneer ek hom werd ag in my lewe en wie ek is en waar ek beweeg, dat alles wie en wat ek is, dat ek dit so in sy hande kom sit, sodat wanneer ek die lewe doen, dat hy my seën daarmee. Dis wanneer ek geplant is, net in aanbidding. Nou, ek het op 'n stadium rugby gespeel, net om hierdie prakties te maak, is ek het, so na skool het ek elke keer, dat ek kniebesering gehad. So, ek was nou een van daai, hier's baie van die rugby spelers wat hier sit, wat nee, kom, almal, wie het 'n ou besering wat nog daar sê, dankie vir die hande, julle kan dit sak. Ons gaan nou saam julle bid. Maar, en elke jaar was dit gewees, dan speel ek 'n seisoen, dan maak ek weer my knie seer, en dan hou ek weer op vir 'n rukkie, en dan probeer ek maar weer, en dan elke jaar was dit soos, Here, kom seën my. Here, kom help my. En tot op 'n stadium wat ek net besef het, dat dit kan sekerlik, kan dit nie so wees, en ek verstaan nie hoekom die Here my nie seën in hierdie, hoekom kan ek nie net 'n seisoen ten minste deurspeel nie, maar toe op 'n stadium toe is die uitdaging vir my dit, is dat ek gaan alles in my vermoë doen, om seker te maak en myself voor te berei, sodat ek 'n seisoen kan speel, sodat ek besering vry kan wees. En in daai kan ek na die Here toe kom en sê, Here, ek gaan my krag, my beste poging, ek gaan alles wie en wat ek is en wat ek het, gaan ek in U hande kom sit. En nou wanneer ek dit in hom sit, dan is my krag nou in hom. Dan is my vertroue in hom, dan is my beste poging, kan ek in hom kom sit. En my beste poging, my oefen, die werk wat ek ingesit het hy my kom seën, en ek kon 'n volle seisoen kon ek rugby gespeel het, en ek kon 'n volle seisoen kon ek deurgekom het. En nou is die vraag is, okay, maar was dit nou, het hy nou vir my kom krag gee, of wat het hier gebeur? En ek dink dit is juist wat hierdie kom sê, is dat wanneer my krag in hom is, dan raak my beste poging, alles wat ek binne hom kom sit, waar ek my hand kom aanslaan, kom sit ek in hom, en dis juist daar binne waar hy my kan seën. Hy kan my beste poging
kan hy kom seën. My werke, wat ek in sy hande kom sit, my krag, wat ek in sy hande kom sit, kan hy kom seën en so kan hy deur my lewe kom leef. So kan hy deur my kom beweeg. Dis wanneer ek alles in hom kom sit, my beste poging, myself kom oorgee. Dis juist daar waar ek sê, maar Here, my poging, ek wil dit in die hande kom sit, sodat ek die stem kan hoor, sodat hy my kan lei, sodat ek die wysheid, so dan kom ek nie net om te ontvang nie, maar ek kom eintlik om te kom gee. En dis die wisselwerking van aanbidding. Dis juist wanneer my krag in hom is, dan sê dit dat dit wat ek het, kom plaas ek in hom, sodat hy my daardeur kan sien. En dan sê daai skrif, dit gaan goed met die mens, wat hulle krag in u kom vind. Wat hulle krag in u kom vind. So daai skrif maak klaar, dan sê hy, in u kom vind en graag na u tempel toe gaan. En daai woord, daai tempel, verwys net juis na sy teenwoordigheid. Sy begeerte is altyd dit. Is dat maak nie saak wat gebeur nie, is hy begeer 'n verhouding. En dit is wat die tempel net vir ons kom sê, is daai plek van sy teenwoordigheid, is daai plek waar ek teenwoordig is, waar hy teenwoordig is, en ek met hom in gesprek kan wees. Dis juist daai plek waarna hy verwys, dat ons graag na die tempel toe gaan, dat ek en jy in sy teenwoordigheid kom. Wanneer ons aanbid vanoggend, dan kom ons in 'n plek van aanbidding. Wanneer ons by ons huis is en ons raak stil, dan is ons is geplant in hierdie plek van aanbidding. En net soos wat my rugby storie is gaan ek werk toe. En ek wonder, dinge gaan besig, en die van julle wat 'n besigheid het, is, wat net vertrou dat die Here my moet kom seën, wil ek vir jou kom sê, luister, die Here gaan jou beste poging, gaan hy kom seën. Ek en jy het dalk 'n 8 tot 5 wat ons nodig het om alles in te sit, en dit is die lewe, dit is wat ons kan doen. Pa, dit is jou beste poging, wat jy kan sê, dat Here, ek kom sit my beste poging, ek sit my krag in u. En is juist om op daai plek te wees, dit is om geplant te wees in aanbidding, met wie ek is, met wat ek doen, my hele lewe. Dis nie 'n tydelike ding nie. Dis nie wanneer ons Sondag of elke nou en dan wanneer ons by mekaar kom en met mekaar gesels nie. Dis 'n permanente, dis 'n woning, dis 'n huwelik waar binne ek myself, waar binne ek bly. Dis wanneer ek geplant is, kom ek by die tempel en ek sien sy teenwoordigheid. En dis die plek waar ek myself die heeltyd vind. In Johannes 4 vers 23, hy sê, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, want die ware aanbidders die Vader deur Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid moet hom deur Gees en waarheid aanbid. Dan sê hy dit gaan goed met die mens wie se krag in U is. Dit gaan goed met die mens wat geplant is in aanbidding, in verhouding, en ek en hy is die Vader en ek is sy seun. Dit bring ons by die derde punt van geplant vir 'n doel. In Psalm 84 vers 7 tot 8, hy sê, vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek, en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. So die Engels in daai skrif in Engels, hy sê, when you go through the valley of Baca, en is dit juist daai bakke, is daai plek wat dor is, wat droog is. En elkeen van ons het dalk beleef dalk ietsie net van 'n plek, van 'n area wat droog en wat dor is. En dan praat hy eintlik, daai skrif is eintlik so mooi, waar is hy nou? En is eintlik so mooi. Hy sê wanneer deur dorre laagtes trek en die vroeë reëns sy seëninge bring, is daai woordjie seëninge is die woord baraka. So wat hy sê is dat al gaan jy deur tye van bakka, hy sê, wanneer jy geplant is, ons het gesê, wanneer jy geplant is, wanneer sy huis 'n tuiste is, wanneer ons dwell in the house, is wanneer hy sê dat wanneer ons geplant is in aanbidding, wanneer ons krag in hom is, dan vertel hy hierdie storie, dan gee hy vir ons hierdie skrif, wat hy sê, dat is, vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur dorre laagtes trek, en die vroeë reën sy seëninge bring is. Wanneer ons deur bakka gaan, weet jy wat gebeur? Dit raak plekke van baraka. Dit raak plekke van seën. Is wanneer ek en jy onsself op daai plek vind, is die seëning nie vir my en jou noodwendig net vir my en jou nie. Dis vir elke ou om ons. Dan raak ons lewe 'n fontein.
Raak ons lewe plekke van seën. Raak die bemoediging wat ek en jy in ons harte dra, raak die bemoediging wat elke mens rondom jou nodig het. Die mens by jou werk, die persoon, jou familie, waarmee jy tyd spandeer. Raak ons lewe die fontein vir ons samelewing. Wanneer ons so praat en ons dink net aan ons roeping, net om koninkryk te kom vestig, is dit so belangrik vir my en jou om geplant te wees, to dwell in, om geplant te wees in sy aanbidding, sodat ek en jy daai fontein kan raak. So wanneer jy kyk na situasies in jou lewe en jy dalk vir jouself sê, Here, ek weet nie of ek dit kan doen nie, dalk situasies wat jy al opgegee het op, dalk areas wat droog en dor is in jou lewe, plekke wat droog is, waar verhoudings dalk al vergete is, waar vergifnis dalk nodig is. Jy sien, wanneer ons geplant is, dan raak daai areas, dan raak daai plekke, juis die plekke, waar ons sy fontein kan beleef, waar ons juis daai vroeë reëns, sy seëning, die baraka, net kan beleef. En dalk sê jy 'n bietjie prentjie mense, wil ek jy met hierdie prentjie sien, van hierdie droë velde, droë, dorre plek. En in hierdie dorre plek, is daar besig om fonteine op te kom. Is daar besig om poele te vorm. En God roep vir my en jou, om in ons dorre, luister, waar ons beweeg, om hierdie fonteine, om hierdie poele water te raak, wat mense van kan kom drink. Dis wat gebeur, wanneer ons geplant is, in sy huis. Dit is wat gebeur, wanneer ons geplant is, net in aanbidding. Ons lewe is eintlik maar so. Ons lewe kom getuig. Ons lewe raak die lewe wat lewe bring. So dalk sit jy hier en jy voel jy's nie geestelik goed genoeg nie en jy weet nie genoeg nie en kan ek jou dalk vra dat as jy op daai plek is, dat jy dalk daai label van jou sal afhaal. Dat jy daai label van ek is ook maar net hier, ek kom kerk toe op Sondag en ek probeer my bes om net eintlik 'n goeie mens te wees. En waarin my net nie vir my vra om iets vir iemand te beteken nie, want ek dink nie ek weet genoeg nie. Weet jy sê, ek jou so kom roep, dat jy geplant sal kom wees in sy huis, dat jy geplant sal kom wees in aanbidding, dat jy daai label sal afhaal van ek kan nie. Dat jy sal besef, dat hy droom eintlik soveel oor jou, dat jy ook geplant is, ook vir 'n doel, dat jou lewe ook 'n fontein en poele kan wees vir ander mense wat droogte ook net in hulle lewe beleef. So ek het nodig om daai besluit in my lewe te maak. So ek en jy kan nie op 'n plek wees waar ons net vir onsself sorg, na onsself kyk, net vir die Here vra vir my, net vir myself nie. Maar dit ons is 'n familie. Dis hoekom dit belangrik is. Ek dink God weet, sy huis is waar mense by mekaar kom, waar ons van mekaar af kan voed, waar daar 'n omgewing kan wees, waar ons voeding kan kry, voedingsstowwe kan kry, waar ons nie alleen is nie. 'n Laaste skrif, Jeremia 17 vers 7, hy sê dit gaan goed met die mense wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. So iemand is soos 'n boom wat by water geplant is, en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie, en altyd groen blare het. 'n Droë jaar raak hom nie, en hy hou nie op om vrug te dra nie. Sien, dit voel vir my so, dat daai skrif sê vir my, dat ons nodig om in 'n plek van permanentheid te wees, 'n plek van konstante, van stabiliteit, en daai plek kom, wanneer ons geplant is. En ek sommer vra dat ons oë te maak. En Here, so baie dankie, Here, dat U vir ons 'n omgewing kom gee, Here, waar binne ons geplant kan wees. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kan kom. Here, en weet jy dat U teenwoordigheid deur die omgewing is, Here, waar ons onsself kan kom plant. Here, sodat ons voedingsstowwe, dat ons kan groei, Here, dat ons dit kan bereik, Here, dit wat U ons voorgestuur het. Ek loof U so daarvoor. Here, dankie vir die liefde, dat daai omgewing kom skep vir ons om in geanker, geplant te wees. Here, dankie dat U ons geroep het om geplant te wees, permanent. Here, nie in en uit, en dan kom ek nie, en dan is ek in, en dan is ek uit nie. Maar Here, dat U vir ons hierdie omgewing skep, waar binne ons kan bly. En ek loof U so daarvoor. So terwyl elke oog toe is, wil ek sommer vra, dat dalk sit jy hierso vanoggend en
En jy sê, ja, Barend, ek beleef net nogals droog in my lewe. En dalk sê jy, Barend, ek het nodig om dalk ook net geplant te word. En dalk wil jy 'n keuse maak om te sê dat vandag kom plant ek myself in aanbidding tot U. En as dit jy is, wil nie dalk net jou hand in die lug opsteek nie. Jy is welkom om weer te laat sak. En Here, dankie vir die hande wat opgegaan het. Here, dankie dat ons weet, Here, dat U so 'n droom en 'n doel vir elkeen van ons het. Here, dat ons onsself kan kom anker, kan kom plant in die huis. Ek wil bid, Here, dat hierdie altyd 'n huis sal wees. Here, waar ons altyd deur die Gees, Here, ons gevoed kan word. En ons loof U so daarvoor. Kan ek sommer vra dat vir die hande wat opgegaan het, wil ek vra dat ons sommer net hierdie gebed almal saam sal bid. Hemelse Vader, dankie dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ek kies vandag om my lewe aan U te wy en om die deur van my hart oop te maak. Om U in te nooi as my verlosser en saligmaker. Dankie dat U dat my Vader is, dat ek U kind kan wees. Dankie dat ek geplant kan wees in U, geplant kan wees in 'n belewe van aanbidding. Dankie vir die Gees wat elke tree saam met my stap. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê amen, amen. Kom ons gee vir elke hand wat opgegaan het net 'n lekker hande klap. Ek dink elke hand wat opgegaan het, is 'n lewe wat kom sê dat ek kom vestig my, dat ek kom plant myself in sy teenwoordigheid, in sy huis, waar daar 'n wisselwerking is, waar ek gee, maar waar ek ook ontvang, waar ek kan groei en waar ek kan vrug dra. So as jy jou hand opgesteek het, is daar's 'n skakel op ons webtuiste wat sê ek kies Jesus, en ek wil jou graag vra dat jy sommer net daai vir ons sal gaan invul, dat as jy besonderhede het, en wil jy vra dat ons wil graag met jou kontak maak, bietjie uitreik, en ons wil saam met jou hierdie pad van groei, van hierdie geplant groei en vrug dra, wil ons graag saam met jou stap. So ek nooi jy sommer net uit om ook dit te doen.